Goeiemôre vriende op hierdie lekker oggend, vanoggend donderdag, die 14de Mei 2026 Hemelvaart. Ek wil vir julle almal sê baie welkom. Dit is 'n weeksoggend. Dit was altyd 'n vakansiedag geweest, maar ek is nogal bly dit is nie meer 'n vakansiedag nie, want 'n mens maak baie keer maak mense maar net 'n lang naweek daarvan en gaan eintlik niks oor die dag self nie. En nou as jy iets wil doen, kom ons maak 'n statement. Jy kom 8 uur, kom jy kerk toe. Ek dink net hy lê dan 'n bietjie op 'n ander vlak en het ook 'n baie groter getuieniswaarde, né? So vriende, ja, kom ons raak net so vir 'n wyle stil op hierdie besonderse dag wat die Here ook vir ons gegee het om te herdenk en wat ons al baie lank doen. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om as die kinders so by mekaar te kan wees op so 'n baie spesiale dag soos vandag. Here, ons moet kom bieg dat ons amper nouliks kan indink hoe so 'n dag vir die disippels moes gelyk het, gevoel het. Maar dankie dat ons dit kan in herinnering roep, soos wat ons die kruisiging en die opstanding in herinnering kan roep, soos wat ons doop in herinnering kan roep. Dankie Here dat U ons God en ons Vader is. Here, kom vra ek vir U nou, Here, waar ek maar 'n stofmannetjie is en Here, baie keer is dit maar 'n gebrabbel van woorde wat U asseblief deur die Gees in ons harte moet bære en moet vrug laat dra, omdat U inderdaad die vrug laat ontkiem, Here, op U eie unieke manier. Dankie vir U liefde en die nabyheid. Amen. Vriende, mag daar inderdaad vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, kom ons lees saam uit die baie bekende Lukas 24 vers 44 tot 53, waar dit gaan oor die hemelvaart van die Here, né? So gebruik die 83 vertaling om dit dan ook aan julle voor te hou. Daarna sê Jesus vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik, dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en in die psalms oor my geskrywe is. Net so, daar's baie profesieë oor Jesus al in die Ou Testament, en Jesus kom herinner hulle maar net daaraan. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat die Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het Jesus hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hulle seën het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. En vriende, julle kan dink dat hierdie klompie disippels, wat nou al 3 jaar saam met Jesus kom, lyk dit vir ons ten einde laaste gesnap het, wat is besig om te gebeur. Hulle het ten einde laaste gesnap wat besig is om te gebeur. Mense sou amper verwag dat hulle, soos by die kruisiging, amper liewe vriende, half stom geslaan moes wees, amper by die opstanding toe het hulle meegedeel het, Jesus opgestaan het, hulle dit amper nie wou glo nie, Thomas het inderdaad nie wou glo nie, het hulle ook hier half by die hemelvaart amper half uitgebul en hartseer moet wees, maar dit is nie wat met hulle gebeur nie. Nee, sê ons teks, liewe vriende, hulle is met blydskap na Jerusalem toe terug. Vir die eerste keer het hulle iets begin verstaan van hierdie Jesus, die seun van die lewende God, God self. Daarom as ons kyk na ons geloofsbelijdenis, sien ons dat die hemelvaart is inderdaad opgeneem ons geloofsbelijdenis, liewe vriende, wat ek en jy goed ken wat daar staan, maar op die 3de dag het hy die dood opgestaan, hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Wanneer Jesus hierso staan by hierdie disippels, net voordat hy opgaan, liewe vriende, dan sien ons die disippels het hom in 'n mate baie keer teleurgestel. Nee, Petrus het hom 3 keer verloon. Ek bedoel, ons praat nie eens van Judas wat hom heeltemal en totaal en al verloon het nie, nee. Verraai het nie. Disippels wat weggehardloop het, en hy kom nie by die laaste ding om so ietsie in te kry, om hulle 'n bietjie te kapittel en vir hulle te sê, maar waar was julle, en hy kom wys hulle op hulle onbetroubaarheid, maar nie, die vriend, klaar vergewe. En wanneer ek en jy na die hemelvaart kyk, dan besef ons ook, natuurlik is dit so, dat dit 'n tydperk is wat tot 'n einde gekom het. Hemelvaart is 'n einde. Jesus se bewandeling van die aarde vir 3 jaar lank het tot 'n einde gekom, sy wonderwerke het tot 'n einde gekom, sy eie wonderwerke, natuurlik het die disippels voortgegaan met hierdie wonderwerke, geïnspireer deur die Heilige Gees wat hulle gevul is, né? En ons sien daarom dat Jesus voortaan deur die Heilige Gees by sy disippels sou wees. En dit bly altyd vir jou en vir my natuurlik moeilik, liewe vriende, wanneer ons oor die Heilige Gees dink, ons koppe is te plat. Maar wat doen die hemelvaart? Die hemelvaart kom inderdaad en hy kom plaas die Heilige Gees op die voorgrond, want dit is wat Jesus kom sê het vir hulle, het vir hulle kom sê in vers 49, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle bestuur, en julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus word, en volgende week met Pinkstersondag, liewe vriende, dan beleef ons natuurlik dat waar dit gaan oor, dat die Heilige Gees uitgestort is. Elizabeth Johnson, bekende Rooms-Katholieke teoloog, liewe vriende, skryf oor hoe teoloë sukkel om oor die Heilige Gees te skryf. Sy sê, perhaps at the end of the long treatise, verduidelikings, verhandelings of teologiese beskouings, liewe vriende, dis wat dit beteken, treatises, they simply got tired. Sometimes they forget about the Holy Spirit altogether. This is a shame, sê Elizabeth Johnson. For what is being neglected is nothing less than the mystery of God's personal engagement with the world. The mystery of God closer to us than we are to ourselves, sê sy. Want jy weet dat God 24 ure dag, 7 dae week teenwoordig is, liewe vriende, behoort ons lewe te verander, vir altyd te verander. Dit beteken dat ek en jy nooit alleen sal wees nie. En ek dink dit is ook wat die disippels besef het, liewe vriende. Ek weet tog nie op daai spesifieke moment nie, maar wel inderdaad met Pinksterfees sou hulle dit besef. Dalk kan die volgende ons help, vriende. Ons kan die volgende vraag vra, naamlik, waarom sou 'n dun, skynbaar onbeduidende boekie van plus minus 35 bladsye wat byna 400 jaar gelede geskryf is, en die vreemde naam het van The Practice of the Presence van God vandag nog op mense se boekrakke verskyn? Die misterie verdiep as 'n mens daaraan dink dat dit geskryf is deur 'n eenvoudige kok in 'n Paryse klooster, en sy naam was Nicolaas Herman. Nicolaas is in 1605 in Lorraine, Frankryk gebore, en as tiener het hy aan die begin van die 30-jarige oorlog vir militêre diens aangemeld. En in die Franse weermag is hy so ernstig verwond, dat hy die res van sy lewe krepeel was. En terwyl hy na die oorlog sy huisknegt vir 'n amptenaar in die departement van finansies gewerk het, het hy op 18-jarige ouderdom tot bekering gekom. Maar Nicolaas was egter al 50 jaar oud, toe hy vir die eerste keer so ver kon kom om lid van die Karmeliet klooster in Parys te word. Daar het hy die nuwe naam broer Lawrence gekry en is hy aangewys om in die kombuis te werk. As 'n eenvoudige maar hoogs intelligente man het hy die taak as hoogs vernederend ervaar. Nietemin het hy sy take pligsgelou uitgevoer en mettertyd die werking van die Heilige Gees om oortuig hoe ongesond sy houding teenoor sy werk was. Toe hom eers homself daarin herinner dat God ook in die kombuis die hele tyd by hom teenwoordig was, het sy gesindheid, so lei die verhaal, heeltemal verander. Lawrence het tot die lewensveranderende besef gekom dat selfs die geringste taak heilig is as 'n mens dit tot eer van God doen. Dit het tot hom deurgedring dat ware Christen ook al is, selfs in 'n nederige, bedompige kombuis, die grond heilig is, want God is daar. Die Christelike lewe, sê hy, is 'n voortdurende gesprek met God.
Hulle vertel dat Lawrence op sy sterfbed gelê het en hy vinnig besig was om sy kragte te verloor. Hy het mense om sy bed gesê het, moenie vir my jammer wees omdat ek besig is om te sterf nie. Ek doen nou maar net wat ek die afgelope 40 jaar al doen en wat ek graag in ewigheid ook sal wil doen. En wat is dit, het hulle hom gevra? En hy antwoord, ek ervaar die teenwoordigheid van die liefdevolle God, wat ek ook liefhet, kom sê hy. Jy hoef om jou daagliks in die teenwoordigheid van Jesus in te oefen, maak 'n verskil. En dit het die disippels geweet, hulle het daaruit begin lewe, liewe vriende. So natuurlik is dit so dat hemelvaart aan die einde van 'n era ingebring het, maar hy het ook 'n nuwe era ingelei. Daar was 'n nuwe begin. En daarom sien ons wanneer die disippels hierdie hemelvaart waar Jesus weg is verlaat, sit hulle nie in sak en as nie, maar nee, hulle verlaat dit eintlik met groot blydskap, want hulle het geweet, liewe vriende, dat niks hulle van hulle meester ooit kan skei nie, nooit nie. Paulus stel dit baie mooi in Romeine 8, liewe vriende, wanneer hy het getuig, en dit is wat broer Lawrence getuig het, en wat soveel mense getuig, wat Stefanus, toe hy doodgegooi word met klippe, liewe vriende, getuig het, hulle sê vir ons, sy gesig het gestraal, waar hy die eenvoudig gesien het, Jesus se arms oop om hom te ontvang. Paulus sê, maar aan al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, kom sê Paulus, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. En ek dink, vriende, Paulus het dit nie rustig gesê nie, hy het dit met oorgawe gesê. Kom ons sê dit weer soos die message het sê, I'm absolutely convinced that nothing, living or dead, angelic or demonic, today or tomorrow, high or low, thinkable or unthinkable, absolutely nothing can get between us and God's love because of the way that Jesus our Master has embraced us. Niks kan ons skei van sy teenwoordigheid. Niks kan ons skei van sy liefde nie, liewe vriende. Die boodskap sê dit net so mooi, liewe vriende, maar basies dieselfde goed, net 'n bietjie elke keer anders as hy. Die boodskap sê dit, ons deel in Christus se reuse oorwinning, omdat hy ons baie lief het. Daarom is ek heeltemal seker, dat niks wat met ons gebeur, ons ooit van die liefde kan skei nie. Nie eers die dood of enigiets in hierdie lewe nie, ook nie slegte engele of ander bonatuurlike magte nie, ook nie iets wat dalk vandag of môre met ons kan gebeur nie, ook nie enige buitengewone kragte nie, self nie die hoogste berg of die diepste see hier op die aarde nie, letterlik niks in hierdie skepping kan ons ooit van God se liefde skei nie. Hy het vir ons kom wys hoe lief hy ons het, toe ons Here Jesus Christus in ons plek doodgegaan het. Niks kan ons skei nie. Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog was Winston Churchill eerste minister van die Verenigde Koninkryk by 'n ete waar die man die volgende gesê het. Hy het gesê, at the battle of the Bulge, we had evidence that the British soldiers were braver than the Nazi soldiers. The battle of the Bulge proved that. Daarna het Churchill geantwoord, that's not true. The Nazi soldiers were just as brave as the British soldiers. But the British soldiers were brave for 5 minutes longer. For 5 minutes longer. En ek dink dit is wat Paulus vir ons wil kom sê in Romeine 8:37 tot 39, liewe vriende. Wanneer alles miskien donker en uitsigloos lyk, byt vas. That 5 minutes longer. Moenie tou opgooi nie, want niks kan jou ooit skei van die liefde van God nie. Net mooi niks nie. Hy sal daar vir jou wees altyd, en dit is wat die disippels besef het, en wat hulle daarna, na die hemelvaart, en nadat hulle toegerus is met die Heilige Gees, besef het dat niks kan hulle skei van God, van Jesus nie. Want sy Gees is binne in hulle. Hy sal by jou wees deur alles wat met jou gebeur. Daarom, liewe vriende, meeste van die disippels het ongelooflike dode gesterwe, maar hulle het nie omgegee nie. Hulle was soos 'n Stefanus, hulle was soos 'n Paulus. Dit het hulle nie geskeel nie, liewe vriende. Jy sien, hy's nie weg nie. Hy's hier by jou deur die Heilige Gees.
Hemelvaart het aan die disippels inderdaad die sekerheid gegee, liewe vriende, dat hulle 'n vriend het, maar nie net 'n vriend gehad het hier op aarde nie, maar dat hulle nou 'n vriend het in die hemel. 'n Vriend wat saam met hulle op die aarde geloop het, en daarom, liewe vriende, gaan hulle terug Jerusalem toe, en is daar vreugde, en is daar blydskap by hulle, en loof en prys hulle die Here. Daar's nie 'n hartseer binne hulle nie, daar's 'n opgewondenheid binne hulle, want hulle besef is iets besig om groots te gebeur. Want hy sal altyd by hulle wees. Interessant natuurlik, dat die Lukas evangelie eindig waar dit begin het, naamlik in die huis van God. In die huis van God. Want hier, liewe vriende, hier in hierdie kerk is maar net 'n gebou. Ek en jy sit hierlik die geestelike huis van God, maar hier leer jy om te fokus, om te weet dit gaan oor Jesus. Dis hy wat regeer. Liewe vriende, dis hy wat ons moet volg en liefhet. Die skrywer Samuel D. Gordon, Amerikaanse skrywer en spreker wat in die laat 1800s bekendheid verwerf het vir sy Quiet Talks reeks, vertel van 'n vrou wat hy geken het, wat in haar jonger dae vreugde daarin gevind het om groot dele van die Bybel te memoriseer. In haar ouderdom het haar gejaar egter grootendeels in die steek gelaat, en op die ou end kon sy net een vers nogal met 'n ingewikkelde bewoording uit die Bybel onthou, naamlik 2 Timoteus 1 vers 12. Ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is, om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag wat hy weer kom in stand hou. Ongelooflike wonderlike vers, julle kan dit sommer neerskryf. 2 Timoteus 1 vers 12. En so lei dit, liewe vriende, want mettertyd kon sy net 2 frases van die vers onthou, naamlik, ek weet op wie ek vertrou en wat hy aan my toevertrou het. Nog later, liewe vriende, was net die laasgenoemde woorde wat in haar kop vasgesteek het, en nietemin het sy graag met 'n vreemde soort binnevreugde, sê hulle, hardop het gesê, en op haar sterfbed het haar geliefdes haar lippe gesien beweeg. Ek kon feitelik niks meer hoor wat sy gesê nie, en toe hulle laag afpak, kon hulle net hoor hoe sy slegs een woord herhaal. Hy. Dr. Gordon het opgemerk dat sy die hele Bybel vergeet het, behalwe een woord. Maar in daardie een woord was die hele Bybel saamgevat. Hy, met hoofletters. Hy, Jesus, het hulle na Betanië toe gevat, die disippels. Hy het hulle geseën. Hy is in die hemel opgeneem, en die disippels, hulle het teruggegaan, liewe vriende, in die huis van die Here aanbid, omdat hy, hoofletters, hulle lewe verander het. Hy het aan hulle gelukkige einde gegee. Ja, liewe vriende, hy, waar hy is daar vreugde. Hemelvaart leer ons, hy is altyd teenwoordig, en hy is boonop ons vriend, en niks kan ons ooit van hom skei nie. Hy regeer. Hy regeer van die regterhand van God, want hy is eer. Elke knie sal buig, en elke mens sal erken, hy Jesus, hy regeer. Here, dankie vir hierdie hemelvaartsdag wat U vir ons gegee het. Dankie, Here, dat ons hande in U kan plaas, in U hande. Here, dat ons kan weet U is nie weg nie. Dat ons kan weet U is by ons, U is in ons, U is om ons, U is bo ons, U is onder ons, U is langs ons, Here. U stap die pad voor ons uit. Maak nie saak hoe moeilik nie, maak nie saak hoe maklik nie, maak nie saak, Here, hoe ons kan die mekaar raak met dinge wat gebeur nie. Here, U is by ons, en dit moet ons glo, en daarom moet ons vashou, en daarom moet ons soos die disippels met blydskap kan teruggaan, Here, sodat ons U woord kan verkondig, tydig en ontydig, soos Paulus vir Timoteus kom sê. Omdat ons weet, U lewe binne in ons. Om te weet, Here, dat ons altyd en vir ewig by U sal wees, soos U al reeds by ons is deur die Gees. Dankie vir hierdie dag wat ons kan vier. Mag dit wees dat ons ook met blydskap sal uitgaan in die omgewing waar ons is, in die werksplek waar ons is, in ons huwelik, in ons verhoudings waar ons is, en dat ons nie anders kan, Here, as om te vertel vir mense van wie U is nie. Omdat Jesus U deur die Gees in ons voortbly lewe, vir nou, vir altyd, tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees
ken. Mag julle inderdaad sy liefde en sy genade en sy nabyheid op 'n wonderlike manier ervaar in hierdie dae wat kom. Amen.